Vandag spring ons terug in tyd, so omtrent 2000 jaar, om te kyk na 'n massiewe omwenteling in die geskiedenis van Suidelike Afrika. Dis 'n storie van 'n revolusie, maar een wat nie met wapens geveg is nie. Nee, hierdie een is met saad en vee bewerkstellig. Kom ons duik in. Stop net vir 'n oomblik en dink hieroor. Vir duisende jare was die lewe 'n ewige trek, jy weet, agter die diere en die seisoene aan. Maar sê nou net daai basiese reël van oorlewing verander. Wat as jy jou eie kos kon produseer, presies waar jy is? Daai een vraag is die absolute kern van die storie wat ons vandag gaan uitpak. En hier sien jy die verskil in 'n neutedop. Aan die een kant, die nomadiese lewe, is altyd aan die beweeg, totaal afhanklik van wat die natuur jou daardie dag gee, en dan, aan die ander kant, die gevestigde lewe. Hier bly op een plek, jy plant jou eie gewasse, jy maak diere mak. Dis soveel meer as net 'n verandering van adres, dis 'n totale transformasie van hoe 'n samelewing funksioneer. So, kom ons begin met die begin. Die groot skuif. Hier kyk ons na die mense wat hierdie splinternuwe lewenswyse na die suide gebring het. Dit was boere wat van sentrale en Oos-Afrika afgekom het en hulle het 'n verandering aan die gang geset wat die toekoms van hierdie hele streek vir altyd sou vorm. Hierdie tydlyn sit dit alles mooi in perspektief vir ons. Vir eeue lank was die Khoisan die mense hier met hul nomadiese lewe. En toe, so 2000 jaar gelede, begin die eerste Afrikaanse boere arriveer. En die gevolg? Wel, skielik sien ons permanente dorpies en die begin van georganiseerde landbou. Dit was die begin van 'n heeltemal 'n nuwe era. Goed, so hoe het hierdie nuwe lewe in die praktyk gelyk? Kom ons kyk 'n bietjie na die 3 hoofboustene van hierdie gemeenskappe. Hulle dorpies, hulle diere en natuurlik hulle landerye. Wat het hulle geëet? Wel, dit was nogal 'n diverse spyskaart. Hulle dinge soos sorghum en pampoen geplant, wat hulle 'n stabiele, betroubare kosbron gegee het. Terselfdertyd het hulle vee aangehou, skape, bokke en veral beeste, wat 'n bron van melk en rykdom was. En hulle het steeds gejaag, so hulle het wildsvleis gehad om die dieet aan te vul. Dit was regtig die beste van albei wêrelde. Die manier hoe hulle dorpies uitgelê het, was absoluut briljant. In die middel, die hart van die gemeenskap, was die kraal. Dis waar hulle al rykdom, die beeste, veilig gehou het. Rondom die kraal was die hitte. En dan is die hele spulletjie omheind met 'n hoë doringtakheining. Dit het nie net leeu's en ander roofdiere uitgehou nie, maar dit was ook beskerming teen vyande. Slim, né? OK, hierdie is vir my een van die coolste dele. Kyk net na hierdie ongelooflike tegnologie. Om kos te stoor het hulle 'n diep put gegrawe, die binnekant met modder en beesmis gepleister om dit heeltemal waterdig te maak en dan hulle graan daarin gestoor. En die resultaat? Saad kon vir tot 3 jaar lank vars bly. Dit beteken hulle kon deur droogtes en koue winters kom. Dis nou wat ek noem vooruitplanning. Jy weet, die oomblik wat mense op een plek begin bly en hulpbronne bymekaar maak, verander die sosiale reëls onvermydelik. Dit bring ons by 'n baie belangrike vraag: wie was nou eintlik in beheer? Hier kyk ons na hoe rykdom, mag en 'n hele nuwe sosiale orde begin vorm het. Die basiese politieke eenheid was die kapteinsgebied, basies 'n groep dorpies onder een leier of kaptein. En hier is die sleutel, die grond het aan almal behoort, maar dit was die hoofman wat besluit het wie watter stuk grond kry om op te boer. En dit natuurlik het hom onmiddellik baie mag en invloed gegee. So, hoe het jy jou rykdom en status gemeet as daar nie geld was nie? Wel, die antwoord was eenvoudig: beeste. Hoe meer beeste jy gehad het, hoe ryker en hoe belangriker was jy. Beeste was kapitaal, dit was mag. En hierdie idee is so diep gewortel dat jy vandag nog die echo's daarvan sien in tradisies soos Lobula. Dit wys net hoe hierdie oeroue waardesisteem steeds 'n rol speel. En vir hierdie hele georganiseerde gemeenskap om te werk, moes almal 'n duidelike rol hê. Mans was in beheer van dinge soos jag, bouwerk en die beskerming van die vee. Die vroue was eintlik die ruggraat van die ekonomie. Hulle het geboer, potte gemaak, kos gekook en die kinders? Hulle het van kleins af gehelp en geleer. Dit was 'n goed geoliede masjien waar almal bygedra het. Maar daar was nog 'n element, 'n tegnologiese deurbraak wat alles sou versterk. Dit was die koms van die ystertydperk. En glo my, dit was 'n absolute spelwisselaar wat hierdie boeregemeenskappe 'n ongelooflike voorsprong gegee het. Dit klink dalk baie eenvoudig, né? Yster is net harder en sterker as klip. Maar dink net vir 'n oomblik aan die reuse impak daarvan. Met yster kon hulle beter skoffels maak om die grond dieper te ploeg, sterker byle om bome af te kap en natuurlik baie meer effektiewe wapens.
Hierdie een nuwe materiaal het letterlik elke faset van hulle lewe verbeter. En hoe het hulle dit gemaak? Wel, dit was 'n hele proses. Die vroue en kinders het die rou materiaal, die ystererts, uit die grond gaan grawe. Dan het die mans dit in spesiale kleioonde by ongelooflike hoë temperature gesmelt. En die heel laaste het die smid, 'n hoogs gerespekteerde ambagsman, die gloeiende metaal in gereedskap en wapens vervorm. Dit was 'n ware gemeenskapspoging. En hierdie mense was nie net tegnologies gevorderd nie, hulle het ook 'n ryk en komplekse geestelike lewe gehad. Die Leidenburg-koppe is 'n perfekte voorbeeld. Hierdie pragtige kunswerke van klei gee ons 'n klein venstertjie na hulle seremonies. Argeoloë glo hulle is in inisiasierites gebruik, dalk om met die voorouergeeste te kommunikeer. Giet, in ons laaste deel kyk ons na die groter prentjie. Hierdie boere was nie alleen nie. Die Khoisan was reeds hier. So hoe het hierdie twee groepe met mekaar oor die weg gekom en wat is die nalatenskap van daardie interaksie? 'n Mens sou dalk dink dit was net konflik oor grond en water, reg. Maar die bewyse wys oorweldigend dat daar ook baie samewerking was. Hulle het handel gedryf byvoorbeeld waar die Khoisan juister gereedskap gekry het. Daar was kulturele uitruiling, kyk net na die beroemde klikklanke van die Khoisan tale wat in Bantu tale soos Xhosa en Zulu opgeneem is. Hulle het ondertrou en saamgewerk. Dit was 'n ingewikkelde verhouding, nie net een van konflik nie. En dit bring ons by ons laaste vraag. Hierdie groot skuif van 2000 jaar gelede was nie net iets wat in die verlede gebeur het nie. Dit het die demografiese, kulturele en tegnologiese fondasie gelê vir alles wat daarna sou kom. So, die vraag wat ek vir jou los is, hoe sien ons die echo's van hierdie oeroue boere, hulle sosiale strukture en hulle interaksies vandag nog in ons moderne wêreld?